3000 uitvoerende kunstenaars. 56 lande. 1 wêreldkampioenskap. Sangers. Dansers. Modelle. Akteurs. Instrumentaliste. En 'n verskeidenheid van kunste. Rian en Bian volg span Suid-Afrika en span Namibië na Los Angeles. Alles om die aandag te probeer kry van Hollywood industrie spesialiste. Hollywood, hier kom ek. Hierdie week in Hollywood die kom ek. Bootcamps, openingsseremonie, dag 1 van die kompetisie en Robbie Clay kom maak 'n draai. Wat die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste so uniek maak, is dat elke liewe deelnemer 'n bootcamp kan bywoon of dan werkswinkels soos wat ons dit ken. Hierdie werkswinkels word aangebied deur kenners in die bedryf. Kom ons gaan kyk. Hierdie bootcamps is een van die aspekte wat die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste uniek maak en elke deelnemer kry die kans om hulle talent verder te slyp. My eerste werkswinkel is vandag by Amy Morgan en ek is net totaal en al verlief op haar styl van dans en is vol energie en dis net jy kan jouself geniet in haar danse. Die camp is eintlik maar net 'n plek waar dansers, sangers, instrumentaliste en danseurs kan leer van professionele mense wat om te doen en wat om nie te doen op die stage nie. Ek gaan net in musiek bootcamp deelneem. Ek wil net fokus daarop op die vocal. Dit is my die belangrikste op die oomblik. Ek sien baie uit daarna en ek weet glad nie wat om te verwag nie, maar ek dink ek gaan baie daarvan af leer. Ons het vandag bootcamp. Ek is baie opgewonde. Ek weet nie lekker wat om te verwag nie. Ek hoop dit gaan lekker wees. Ek hoop die mense gaan baie streng wees. Ons het die geleentheid gehad om met van hierdie kenners en afrigters te gesels om uit te vind wat hulle doen en presies hoekom hulle dit doen. What's the best kept Hollywood manager secrets in the industry? Well, some of the secrets are that you have to be very talented and work very, very, very hard and never give up. And it's always been the same. Yeah, it's the same. If you're persistent and consistent and your materials are really strong and you just believe in yourself and you work really hard, you're going to create opportunities and you can be successful. Social media changes the world. If you put up something on YouTube, let's say, and it's a great skit or a great scene or something, you could be discovered in any part of the world because a director, a writer, a producer could see you from China or from America and be like, I'm hiring that person. Yes, yes. Changed everything. With the key being great. Gotta be great. How would you describe that great? I think an artist has to be extremely well trained. I think they have to take it very seriously and train like an Olympic athlete. So the same way a professional baseball player has to practice every single day in order to be that great, an actor or a singer or dancer, model, they have to practice every day. Daniel Hobbs is 'n internasionale danser wat al saam met kunstenaars soos Beyoncé, Michael Jackson, Shakira en nog baie meer gedans het. I think it's really like what we call being authentic today. I don't think it's really like trying anything at all. I think that in all honesty, if you're yourself, that fire is going to come out of your heart and your heart's going to glow and it's just like, here I am. Yeah. When you try, I think you come across like you're trying. I think like real people know when you're trying. That's amazing. It's But great people that are advice. very genuine, Yeah. they Tend to can make see, it further. Yeah. They see beyond the veil. Yes. And they can see the potential of you and then Definitely. they know when you're not trying. They know that you're just automatically on fire. Just automatic. Definitely. Yeah. Awesome. So what dance did you try? I don't know which one it was. You didn't try the Beyonce solo? The one that goes like this. Or... Yeah. I know. During the workshop, even though I'm an instrumentalist, there is one part about songwriting that got stuck in my heart, and that is getting the song nice and like the lyrics and everything in it. So I really enjoyed it. Ek voel baie bevoorreg want Darren Arnold het my persoonlik uit die groep uitgevat
en my geleer hoe om beter te loop en sagter te loop op die loopplank en min of meer soos wat hulle professioneel loop, te loop. In een dag is daar 6 bootcamp sessies en dit vat baie uit jou uit. Ek het my beste gegee, maar besef dat dans nie een van my sterkpunte is nie. The first workshop was held by Roger Del Pozo, who is the representative from the New York Film Academy, and he was very helpful, very realistic, very honest about the industry, which was very cool. I learned that Mark Ruffalo, who plays Hulk, only got his 600th audition, which is very interesting. And then the second one was held by Richard Omar. So I'm really not looking to say who's the best actor. I'm looking to say who's the best at being an actor. Who am I going to be able to send to set that everyone is going to think is a pleasure to be around? Who's going to be able to be the captain of a ship when they're in a play and they need to get everyone going and everyone supported, right? I went through a lot of people's pieces, so people would get up and do their piece and then they would work them through. I was the first one to do my piece, which was quite daunting, but at the same time I really wanted a professional to, just give me some pointers. So I figured it's a free lesson, so why not? You can take your feedback direct, yes? And he was very, very honest, very direct. Gave me a lot of negative feedback at first, but it was very helpful in the end. Hey, no, you listen there, fellas. Hey, no, you listen there, fellas. Now, right there. Who's he talking to? Hey, no, you listen there, fellas. Again, I want a bigger hey. Go. Hey, now you listen there, fellas. Hey, now you listen there, fellas. Do that again. I want you to slow down your hey now, and I want it louder. Hey, now you listen here, fellas. Look, I know somebody's put you up. Bootcamp was anders as wat ek verwag het dit gaan wees. In die eerste sessie het ons oor liedjies skryf geleer en hoe om liedjies te skryf en ons het ook laat sommige van die deelnemers hulle liedjies vir ons sing. In die tweede sessie het Romeo Johnson met ons bietjie kom praat oor hoe om jou stem gesond te hou, wat jy moet doen. Hi there, I'm Justin Coughlin, and I always am brought in to do the musical theater, and every year is exceptional in that the talent that comes to, World Championships is spellbinding and legendary performers. So, these tiny, tiny little children with these ginormous voices, and it just will fill the entire stadium. Die amptelike opening van die Wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste is 'n spoggeleentheid waar al die lande voorgestel word. Hier moet elke land ook hulle tradisionele klere en kleure wys. Tydens die openingsseremonie kry mense reeds die gevoel van kompetisie want elke land haal uit en wys om hulle beste voetjie voor te sit. Yeah, the opening ceremony was very unexpected because no one told me anything about it. They just said, let's go. Yeah, we eventually got to the Performance Arts Center. As I met up with all the people, we went on the walk,
and it was quite nice. You know, if you look at like the Philippines and Thailand and France and stuff, they really tried to win everything. I think that they were trying really hard, and we weren't trying that hard, but I think we did pretty well. And I love the vibe that's going on right now with the opening ceremony. Everyone's wearing traditional attire. I'm loving the songs that they're singing, the beautiful detail on their dresses, and the Philippines look stunning. I love their crowns, their dresses, they're really big. Our team looks stunning. Our little girls are dressed up and they look amazing with the Protea Queen, and everyone just looks awesome, and I love the vibe. It's very exhilarating. Elke land word alfabeties op die verhoog geroep, waar hulle dan amptelik voorgestel word. Al die lande wat saamgekom het, hulle het hulle span se name uitgeskreeu. Hulle het hulle vlaggies geloop. Die mense het hulle kostuums gedra en hulle het baie mooi gehad. Dit was soos glad nie wat jy sou verwag het nie. Dit was regtig nice geweest. Almal het gees gegooi en almal was happy. Dit was awesome geweest. Dit was baie. En Philippines het na die tyd, wanneer ons almal op die verhoog verbygeloop het, sodat jy kan mooi sien wat al die lande daar. Hulle het nou 'n bietjie opgevoer vir ons. Dit was baie goed geweest. Dit was amazing, daai hip-hop. Dit was lekker te beleef. Net om die gees te sien wat Suid-Afrika gebring het teenoor die ander lande was amazing geweest. Maar dit was ook lekker geweest om te sien hoe al die lande op die verhoog gaan en so vol selfvertroue kan trots wees op hulle land en wat hulle het om te bied, maar dit was amazing geweest dat toe ons land op was, obviously die beste. Dit was net awesome om te sien. Hier kry ons ook die geleentheid om van die hoogtepunte van die verlede jaar se verskeidenheid kunste te sien. Vir ons is dit baie interessant om die ander lande se tradisionele danse te aanskou. Na afloop van die openingsseremonie kan almal lekker saam kuier en mekaar beter leer ken. Die wêreldkampioen bokser Chris van Heden het ook die geleentheid bygewoon en vir die spanne van Suid-Afrika en Namibië 'n positiewe boodskap gebring. Daar's 'n 5 sekonde reël in enigiets wat jy doen. Daar's baie kere wat ons wakker word in die oggend en ons is moeg en ons wil dalk nie iets doen wat ons moet doen nie. Wat ook al dit is, as in my geval opstaan en ek moet gaan hardloop 4 in die oggend. Daar's 'n 5 sekonde reël. En dit werk. Toets dit. As jy in jou bed lê en jou wekker gaan af. In 5 sekondes begin alles in jou gedagtes vir jou vertel dat jy moet onttrek. Negatief. Ek kan 'n bietjie langer lê. Okay, as jy nie binne 5 sekondes besluit om op te staan en jou skoene aan te trek nie, dan gaan jy kies jou brein gaan outomaties vir jou sê, luister jy, kom ons stel die wekker vir nog 10 minute. Kom ons lê nog 'n bietjie langer. En is bewys dat as jy stel 1, 2, 3, 4, 5, dan gaan jy bly lê. Daar's geen haas in dit nie. Maar as jou wekker afgaan en jy maak jou oë oop en jy begin daai momentum kry van ek wil 'n bietjie langer lê. Tel terug. 5, 4, 3, 2. Jy nader jy in 1 kom jy meer angstig raak jy. Hoe vinnig spring jy uit die bed en jy trek jou skoene aan. En dit geld vir enigiets. As ek vir hulle 'n boodskap kan gee, sal dit wees om vir hulle te sê, glo in jouself. Hier is jou oomblik, hier is jou geleentheid. Dit is nou. Maak die beste daarvan. Daar's nie môre nie. Gister is verby. Nou is die oomblik. Lewe jou beste lewe reguit nou. En doen wat jy liefhet. Doen dit vir die liefde vir wat jy doen. Doen dit vir jou land. Moenie senuweeagtig wees nie. Geniet elke oomblik daarvan en glo in jouself. Weet jy sterk genoeg. Jou kwalifikasies het God al klaar reeds in jou geplaas. Ek
Ek dink dit is 'n baie goue geleentheid vir hulle. Dit is internasionale deelname. Hulle leer kulture van ander lande. Hulle sien ook hoe ander lande se kultuur hier plaasvind. Dit is absoluut 'n fantastiese geleentheid vir hulle om hier te kom deelneem en ook om hulle eie talente op die proef te stel en te kyk hoe meet ons teenoor die ander lande van die wêreld. Ons het reeds bewys dat ons baie goeie deelnemers gehad het in die verlede wat nou al naam gemaak het in Suid-Afrika en dis vir ons trots om te sien hoeveel van daai kinders in die industrie werk vandag. En dit beteken vir ons ontsettend baie omdat die kinders hierheen kom om te kom leer en dan in die industrie in Suid-Afrika te gaan werk. Baie van die kinders wat regtig minder bevoordeel is, wat nie altyd die finansies het om hierheen te kom nie, maar dis gewoonlik hulle wat die meeste talent het en die beste talente het. Dis tyd dat die Suid-Afrikaanse regering begin betrokke raak en dat die koöperatiewe wêreld in Suid-Afrika betrokke raak by die uitvoerende kunste en die Suid-Afrikaanse kampioenskap sowel as die wêreldkampioenskap ondersteun. Net hierna, die eerste dag van kompetisie begin in alle erns. Die groot oomblik van hierdie kompetisie breek aan. Ons sien hoe deelnemers sing, dans, drama en modelwerk doen. Die oefening is nou verby en daardie eens in 'n leeftyd oomblik is hier. Nervous, maar 'n bietjie beter van my vorige. My vorige was baie great en ek glo hierin sal goed wees. Ek dink sy het nou al 4 of 5 optredes gehad. Almal is goed. Een het sy 'n bietjie uit asem gewees en dan CD vergeet. Ons terug gehad om die CD te haal, dit het daarop gegaan. Dit weet ek goed. Ek dink sy moet dalk vir country gou te kry. Maar kyk. Reinhard Leroux van Pretoria se eerste optrede het nie so goed gegaan soos wat hy gehoop het nie. Reinhard, jy het net opgetree en jy het nie gelukkig gelyk nie. Wat het daar verkeerd gegaan? Wel, ek het agtergekom dat my klavier 'n gat in het aan die kant, wat beteken hy het geval of gestamp toe hulle hom vervoer het en my klavier was 'n bietjie sag geweest, so ek is nou nie vreeslik gelukkig gaan met dit. I climb every mountain and swim every ocean. And just to be with you and fix what I've broken, only 'cause I need you. Het is my baie beter gegaan as die vorige keer. Ek voel baie bly en ek is tevrede. Breaking news to you that I'm breaking up with you. You keep breaking my heart out. Just say ons sê eers vir mekaar, okay, go Donovan of go Lala, en dan sê ons vir mekaar, okay, wanneer gaan juffrou Lenet koffie kry? Want ons dansjuffrou is nogals gemotiveerd deur koffie, en as sy nie koffie kry nie, dan skree sy op ons nogals baie erg. En dan veral as ons foute maak, en dan motiveer ons mekaar om haar te motiveer om koffie te gaan kry. Wel, dit was redelik nog ons baie senuweeagtig, maar ek is heel tevrede met wat ek gedoen het. Ek dink so klein bietjie iets in my sê vir my ek kon bietjie beter gedoen het, maar dit gebeur altyd so. Ek dink ek het my alles daar gelos en ek's reg vir die volgende een. Geweldig trots. Ek wil jy wil omtrent huil. Maar weet jy, as die eerste een klaar is, dan ken hulle die vloer, want hulle kon nie voor die tyd eers op die verhoog gaan oefen nie. So sy het nou haar tou beskermers aangetrek, uitgetrek. Toe besluit sy gaan nou kaal vir ons. So, maar nou moet sy dit net geniet.
Die oud Suid-Afrikaner Robbie Kley woon al vir die afgelope 7 jaar in Los Angeles en het die spanne kom ondersteun en ook met ons gesels oor sy lewe in Hollywood. Nee, daar kom tye wat jy voel, okay, wel, wat doen ek, jy weet, dit voel asof niks gebeur vir jou nie, niks, jy weet, maar jy moet net glo in jouself. Dis ek dink een van die belangrikste goed, glo in jouself en mense wat in jou glo, mense wat jy naby aan jou het en dit help baie. When I got home, she greeted me with a burning kiss and then she took out the cigarette and gave me another kiss. And see, they were like the 10 commandments, all broken. Ek het sy humor geniet om te sien hoe hy die humor geniet vandag. Want in die veld wat hy wil ingaan eendag is so serieus. So dis goed dat hy die humor gedeelte geniet. So well done, Latie. Ja, ek het Dr. Ellen raak geloop en sy het vir my gesê, Andrie moet asseblief model goed doen en ek was glad nie beïndruk met dit nie. En ek het gesê kom ons vat maar 'n kans en ons gaan doen dit. En ek op 'n ander dag was ek baie bly want dit gee baie selfvertroue vir 'n meisiekind. As jy die regte persoon het wat die afrigting doen vir die kinders. Dis belangrik dat 'n model afrigter vir dogtertjies die regte Christelike waardes ook leer rondom etiket en hoe om wat te doen om in die wêreld ordentlik daar buite te wees. Want dit is 'n afdeling waar mens baie verkeerde keuses kan maak in die lewe. So dis vir my baie belangrik dat sy die regte keuses maak op die einde van die dag met modelwerk. Wel, enige designer het mens maar sy idees en sy inspirasie wat hy iewerste vanaf kom. En pouvere is 'n passie vir my. En dit is ek is mal daaroor om met vere te werk al met pouvere. Okay, ek stres nou baie want dis net daar en ons gaan nou in 'n paar minute op want ja, stres is besig om my dood te maak, so ja. Kleindogtertjie. Sy het skaars begin loop enige emmer, enige ding wat sy kon hap, want sy het geloop. So dit maak nie saak wat nie. Sy het hom gehap en geloop. Yara is going to pull this off very well, but we're just so excited and nervous at the same time. Does anybody know what we are living for? The show must go on. Show must go on, yeah. Ek hoor Tyla is baie siek. Sy is een van die uitblinkers gewees vanoggend en blykbaar het sy 'n erge verkoue. Ek het tissues gebring. I can't believe it. We come all the way from South Africa and she gets sick. I had to perform like a bit sick, like I was a bit phlegmy and I had a bit of a sore throat. But I'm getting there. I'm just gonna raise Running nose, the whole last night she was coughing and she raised the pillows and I managed to get my performances done. But she now was I'm just outstanding. finished it. I really think you need some serious sleep. There's no way that you can still be sick tomorrow. Yeah. She's got another 4 numbers tomorrow. Yeah. But the competition's strong, yeah. So strong. The talent is phenomenal, but it just keeps on raising the bar. Ja. Op die einde van die dag is dit tog die wêreldkampioenskap van uitvoerende kunste. Volgende week op Hollywood hier kom ek. Die tweede dag van kompetisie. Die aankondiging van die semifinaal en finale rondes en uitgesoekte deelnemers kry die kans om die industrie-spesialiste persoonlik te ontmoet. En 'n jong pianis se drome is aan skerp.